Gisterand lees ek weer die storie van Lazarus in die Bybel. Nou, net om vir jou vinnig te sê, daar is 2 plekke in die Bybel wat ons lees van 'n Lazarus. Die een Lazarus is van 'n man wat arm is en wat by die hek gesit het en wat die krummels geëet het van 'n ryk man. En daardie storie gaan oor toe hulle albei dood is en wat daar gebeur het. Maar ek praat nie van daai Lazarus nie. Ek praat van Lazarus wat Martha en Maria se boetie was. En dit is my so mooi om hierdie storie te gaan lees. Jy kan dit begin lees daar in Johannes 11 en Johannes 12. En in die een gedeelte onthou was Martha en Maria het vir Jesus verwag hy sal kom kuier het en Martha het geskarrel in die huis en skoongemaak en Maria het net by Jesus se voete gaan sit. Dis die eerste keer wat ek nou lees van hulle en dan lees ons 'n storie van Lazarus wat siek word. En Martha en Maria wat se harte seer is want Lazarus is regtig siek. En hulle laat Jesus kom, maar Jesus is besig iewers anders en hy kom nie dadelik nie. En in die proses gaan Lazarus dood en hulle harte is seer en daar's 'n klomp vriende van hulle wat by hulle kuier en hulle ondersteun en Jesus kom toe eventually daaraan. En ek onthou die verskillende reaksies as jy dit wil gaan lees. Dit is regtig nogal special van Martha wat nog steeds vir Jesus lief was, nie vir hom kwaad was nie, maar gesê het, "Eeg, maar as hy hier was, sou hierdie nie gebeur het nie." En Maria het voor hom sy knieë neergeval en gesê, "Jee, as u net hier was, sou hierdie nie gebeur het nie." Haar hart was so seer, sy het so gehuil en daar kan jy lees en hulle sê Jesus het saam met hulle gehuil. Hy het met hulle saam met hulle gehuil. Hy was saam met hulle hartseer want Lazarus was sy vriend gewees. En die storie gaan aan, jy ken die storie. Hulle het na Betanië toe gaan, daar waar Lazarus se graf was. En Jesus het gesê, Lazarus staan op en Lazarus het lewendig geword. En dis net hierdie amazing storie, want al die mense wat daar gestaan het dit sien gebeur. En net vir interessantheid, die graf van Lazarus is nie soos wat ons 'n graf ken, wat net 'n gat in die grond is nie. Ek was daar gewees toe ek in Israel was, dis amazing om dit te beleef. Jy gaan by soos 'n deur in en dan stap jy met sulke spiraaltrappies af. En dan hier onder is hierdie vertrek, wat omtrent so 2 meter by 2 meter is, en daar binne het hulle die liggaam neergesit van Lazarus. Obviously nou vir hom met lappe toegebind en olies en so, maar hulle het hom daar gelos. En toe Jesus daar kom en hy staan in die buitekant wat nou hoër op is, het hy net gesê, Lazarus staan op. En Lazarus het opgestaan en hy was daar en hy het gelewe. Maar Jesus het nie vir Lazarus lewendig gemaak vir Martha en Maria nie. Jesus het vir Lazarus laat opstaan om God te verheerlik. Want sien, almal wat by Martha en Maria was en wat saam met hulle hartseer was ook daar gewees. En van daai mense het nog nie geglo in Jesus nie. En hier sien hulle, hoe maak Jesus vir Lazarus lewendig? Hoe wek God vir Lazarus uit die dood uit op? En dit was so 'n groot getuienis gewees in daai dorp. Dit was so amazing, want ek meen, hy lewe, hy kan praat, hy was dood en hy lewe. En wat vir my uitsonder die storie is die feit dat Jesus het regtig 'n verhouding gehad met Martha en Maria en Lazarus. Hy was lief gewees vir hulle, hy het 'n pad met hulle gestap. En ek glo dat ons ook so 'n verhouding met God kan hê. Ek glo 100% dat God wil hê ons moet alles met hom kan deel en ons moet regtig 'n verhouding met hom kan hê op 'n vriendskapvlak ook, al is hy God die Vader en al is hy almagtig. Die tweede ding wat ek hier leer is dat wat daar gebeur het was om God te verheerlik. En dit wat in jou lewe gebeur, behoort vir God te verheerlik. Elke liewe ding. As daar iets gebeur en jy weet, dis nie die Here wat hierdie laat gebeur het, is dit om God te verheerlik. Bietjie verder in hoofstuk 12 lees ons wat hulle saam eet en dis die storie waar Maria kom en Jesus se voete vol olie gooi en Judas dit nie like nie. En in daai moment lees jy bietjie verder aan wat die priesterhoofde en die fariseërs hulle het die ding so uitgekyk en hulle het gesê, nee, hierdie kan nie werk nie. Hierdie mense is almal besig om te draai en Jesus te dien. En hulle het toe 'n komplot gehad en gesê, ons sal vir Lazarus moet doodmaak, want sien, as hulle hom doodmaak, dan kan hulle sê, maar hierdie het nooit gebeur nie. Die feit dat Jesus hom opgewek het nooit gebeur nie. En ek glo vandag se daar kom die vyand ook, en die vyand wil by ons kom steel. Die vyand wil ons kom stil maak, want hy wil nie hê dat die Here verheerlik moet word nie. En dis iets wat mens moet nou uitkyk om seker te maak dat die vyand nie by jou kom steel nie. Mense het nodig om vir mekaar te bemoedig met hulle getuienisse en hoe God al vir hulle deurgekom het. En een van die mooiste lesse wat hierdie storie vir my leer is dat God is nooit te laat nie.
Dis nooit te laat vir God om in te gryp nie. Ek weet nie wat tans jou situasie is nie. Ek weet nie waartoe jy gaan nie, maar dit is nooit te laat vir God om in te gryp in jou lewe nie. Dit is nooit te laat dat jou lewe getuienis kan wees vir mense nie, sodat hy op die ou en verheerlik word nie. Mag jy vandag 'n super lekker dag hê en mag jy sommer net iets goed wat die Here al vir jou gedoen het met iemand deel. En so word God dan vandag ook verheerlik. Ons dien 'n amazing God. Ek hoop jy het 'n lekker dag hê.